Fred en Elsie is geseën met 6 seuns en 1 dogter. Fred het as onderwyser in Vanuatu gewerk. 2 van hulle seuns, Louis en Paul, is gesond gebore. As kleuters het hulle gehardloop, gelag, gespeel, net soos die ander kinders in hulle dorpie. Maar alles het verander, toe hulle op 'n jong ouderdom deur siekte getref is. Ewe skielik uit die bloute het Louis koors gekry en hy is aangetas. Kort daarna het Paul ook dieselfde siekte gekry. Ek het hulle hospitaal toegeneem vir behandeling en hulle het probeer om hulle te help. Die siekte het Louis en Paul met gestremdheid gelaat en hulle lewens vir altyd verander. Desperaat vir beter sorg, het Fred en Elsie na die stad verhuis om nader aan beter hospitale en fasiliteite te wees. Tog bly die daaglikse lewe 'n stryd. Hulle seuns kan nie meer normaal loop of praat nie. Met die hulp van hulle ander kinders, bied Fred en Elsie die liefde en die sorg aan wat Louis en Paul nodig het. Ons woon in 'n klein huisie. Ons het groot verantwoordelikhede om agter hierdie 2 seuns met hulle spesiale behoeftes om te sien. Elke oggend wanneer ons wakker word, moet ons hulle uitdra, ons moet hulle op hulle rolstoele of op die mat sit, en dan sal hulle ma die kos begin bedien wat ons hulle moet voer, want hulle sukkel om self te eet. Paul en Louis is mal oor cricket. Ten spyte van hulle uitdagings is hulle drome eenvoudig, maar diep wat die geloof en hoop weerspieël wat hulle onderhou. Wanneer ek groot is, wil ek graag 'n polisieman word. Wanneer Jesus kom, wil ek hê Jesus en ek moet saam hemel toe gaan. Dis nie maklik vir die seuns om hulle gesondheid te handhaaf nie. Die uitdagings is oorweldigend. Onbegaanbare paaie maak mediese sorg moeilik om te verkry. Gedurende die reenseisoen moet Fred en Elsie vir Louis en Paul etlike kilometers dra voordat hulle vervoer na die hospitaal kan kry. Selfs basiese behoeftes soos voedsame kos, 'n behoorlike toilet en 'n veilige plek om te bad is moeilik om te bekom. Die grootste uitdaging wat ek nou in die gesig staar is die versorging van Louis en Paul, is dat hulle jong volwassenes geword het en baie swaar geword het. Dit maak dit moeilik om hulle rond te skuif en die sorg te verskaf wat hulle nodig het. Ek sou dit baie waardeer indien daar 'n kliniek, 'n soort noodhulpkliniek naby was, sodat hulle makliker toegang tot medisyne kan kry. In Vanuatu staar kinders met gestremdheid baie ontberinge in die gesig, insluitend wanvoeding, beperkte toegang tot gesondheidsorg en min geleenthede vir onderrig. Gesinne soos Louis en Paul sukkel dikwels net om in hulle basiese behoeftes te voorsien. Maar daar is hoop. Hierdie kwartaal sal U13 Sabbatskool-offergawe gesinne soos hierdie ondersteun deur hulp te bied om voedsame kos te kweek. Daar sal ook die verspreiding van rolstoele en ander hulpmiddels wees om kinders met spesiale behoeftes te akkommodeer. Daar sal ook die verspreiding van rolstoele en ander hulpmiddels wees om kinders met spesiale behoeftes te akkommodeer. Dit is dus nie net 'n humanitêre projek nie, dit is ook 'n manier waarop ons die lewe, liefde van Jesus kan deel. U gebede en ondersteuning word benodig. Saam kan ons hoop gee aan gesinne wat verlang na 'n helder toekoms. Dankie vir u ondersteuning van Vanuatu deur die 13de Sabbatskool-offergawe.